Here, ons dank U vandag vir die gawe van moederskap. Ja, Here, ons dank U vir die aandeel wat moeders in elkeen van ons se lewens gehad het. Ons eer vandag, Here, hulle geloof, hulle gebedslewe, die dankbaarheid, Here, waarmee hulle ook ons as hulle kinders nie net groot gemaak het nie, Here, maar aan U voete gesit het. Ons kom vanoggend, Here, en ons wil vra dat U in besonder elke moeder, elke ouma, elke geestelike moeder vandag sal seën. Here, mag elkeen van hulle ook U stil tevredenheid ervaar oor hulle lewe. Hulle toewyding, Here. Hulle liefde. Die wyse waarop hulle gehelp het om geslagte te vorm. Dankie, Here, vir die seën wat ons as kinders, as familie, as kleinkinders ontvang het. Deur hulle lewe, Here. Deur hulle geloof. Deur hulle verhouding met U. Ja, Here, vandag is 'n herinnering dat U die bron is van alle liefde. En Here, dat een van die maniere hoe U liefde in ons wêreld 'n realiteit maak, deur moeders is. Ons eer U daarvoor, Here, en vra dat U ook in hierdie oggend met ons sal wees. In Jesus naam. Amen. Ek wil graag begin om geluk te sê en 'n gelukkige Moedersdag vir elkeen van ons moeders vandag hier toe te wens. En om dankie te sê vir die rol wat julle in ons lewens nie net vervul het nie, maar steeds daaglik besig, aktief besig is om in ons lewens te leef. Ons tema vanoggend is geskenke wat ons moeders vir ons gee. Nou, as ons aan geskenke dink ons baie dikwels aan iets tasbaars. Maar het jy al die volgende gehoor dat iemand sou sê, die grootste geskenk wat my ma ooit vir my gegee het, is dat sy vir my lief gebly het deur al die fases, al die seisoene van my lewe. Of die grootste geskenk wat my moeder ooit vir my gegee het, was nie net om my aan die Here bekend te stel nie, maar om my lief te maak vir die Here. So as ons vandag die geskenke gaan vier, wat ek en jy van ons moeders ontvang het, is dit nie fisiese geskenke, soos die wat ons moeders vanoggend by die deure ontvang het nie. En baie dankie aan elkeen wat hiermee betrokke was vir die groot bederf. Ons gaan vandag stil staan by andersoortige geskenke. En daarvoor gaan ons nie stil staan by die Spreuke vrou in hoofstuk 31 nie. Ons gaan kyk na 4 dames, 4 moeders, wat ons aantref in die Here se woord, Ou en Nuwe Testament. En ons gaan ietsie by hulle probeer leer, by hulle probeer ontdek, wat ons saam met ons kan neem. So terwyl ons besig is, wil ek jou uitnooi vanoggend om jou gedagtes te laat gaan by elkeen van hierdie 4 moeders. 'n eerste vertrekpunt is om vir jouself af te vra, wat van haar het ek beleef in my moeder? En ja, baie van ons vandag is nie meer in die bevoorregte posisie om vandag 'n telefoon te kan optel of selfs 'n besoek te gaan bring by ons moeders nie. Hulle is reeds by die Hemelse Vader. Maar kom ons laat ons gedagtes gaan om te sê, hierdie aspek van Maria of van Hanna, dis iets wat ek by my moeder ook nie net ontdek het nie, maar geleer het. Ek dink 'n tweede ding wat belangrik is dat ons vanoggend vir mekaar sal sê,
Ek as vrou wat vandag hier is, wat hoor ek by die Here? Wat hiervan is reeds deel van my lewe, maar wat hiervan kan ek ook deel maak van my lewe? Want ja, moeders is geskenke vir my en jou, maar nie net moeders nie, alle vroue. Want dit wat ons vanoggend ook hier gaan leer en ontdek uit die lewens van hierdie 4 vroue, het die Here gegee aan elke vrou. So kom ons diskwalifiseer onsself nie vanoggend as ek dan nie 'n moeder is nie. En dan 'n laaste vraagie wat ek myself moet afvra. As ek sekere dinge erken het vanoggend, dis wie my ma was, wat sy steeds is, wat daarvan het ek my eie gemaak? Want as die Here vir my 'n geskenk deur my moeder, deur vroue gee, is dit eers bruikbaar as ek daardie geskenk vat. Ek maak dit my eie. Dit word deel van my eie wese. So kom ons begin by Maria. Lukas 1 vers 38. Ons ken die oploop tot hierdie gedeelte. Ek dink iets wat vir elkeen van ons 'n angswekkende ervaring sou wees. Enerzijds word jy besoek deur 'n bonatuurlike wese. Maar dan kry jy 'n boodskap wat op metafisiese vlak net nie sin maak nie. Maar wat jy weet, as hierdie waar word, is ek in die kultuur, die tyd waarin ek leef, in die moeilikheid. 'n Jong dame wat buite die huwelik, buite daardie verbintenis swanger raak, in daardie tyd en daardie gemeenskap, het dit nie maklik gehad nie. Wat is haar antwoord? Ek is die dienares van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het. 4 fasette van hierdie ontmoeting, waar Maria in 'n sekere sin dan die tyding gekry het, jy gaan 'n moeder word, en dis hoe jy 'n moeder gaan word, in hierdie samelewing waar jy nou is, in 'n verhouding waar jy slegs in verloving staan. Wat ontdek ons by haar? 'n Paar fasette. Om myself te sien in diens van die Here, is om ook 'n boodskap soos hierdie te kan aanvaar. Al maak dit nie sin nie, al weet ek, vir my en my persoon, kan dit net skade inhou. Dit straal iets uit van vertroue, dat ek die Here, wie se boodskapper vir my hierdie tyding bring, dat ek hom so vertrou, dat ek bereid is om te sê, laat sy wil met my geskied. Wat leer ons nog by haar? Moed, bereidwilligheid. Ek wil amper sê, ons kan sê, sy het waagmoed gehad, wat baie van ons, myself ingesluit, dalk nie aan die dag sou kon lê nie. En dan 'n ontvanklikheid. Hoe baie keer sê ons vir mekaar, weet jy, ek het 'n ervaring dat die Here wil hê ek moet die volgende doen. Maar nou, in hierdie tyd van my lewe, ek sien net gewoon nie daarvoor kans nie. Ons hoor glad nie by haar 'n maar nie. As die Here vir haar sê, ek gaan jou 'n moeder maak, ek dink die normale ding sou gewees het, maar Here, gee my net kans, laat ek en Josef net trou, dat ons net hier in die samelewing onsself vestig, as 'n egpaar, wat in 'n sekere sin ook meer kredietwaardigheid sal gee, aan 'n kindjie wat gebore word. Onvoorwaardelik is sy bereid om die roete te kies wat die Here vir haar gekies het. Hoe baie keer sien ons dit nie in ons moeder se lewens nie. Hoe baie keer is dit nie die verhaal wat vir my in 'n studeerkamer gedeel word nie. My moeder het nie 'n ander alternatief gehad nie. Sy het dit gedoen met my in gedagte, wetende dit is nie die beste vir haar nie, en. Iets wat die Here in moeders, in vroue inskaap om te sê,
Jy's anders. Ons man het ons eie gawes, ons eie talente. Die Here stuur ons op ander paaie. Maar hierdie is unieke paaie wat die Here gebruik vir vroue, vir moeders. En ons kan by hulle leer. En ons kan daardie fasette, daardie eienskappe, kan ons eie maak. As ek en jy vir onsself wil afvra, watter geskenke ontvang ons uit Maria se lewe? Ek dink daar is 'n paar. Ek dink die eerste is om met geloofsvertroue te kan leef. Die tyd waarin ons is, en hulle het dit waarskynlik 200-300 jaar terug ook gesê, maar ons ervaar vandag as een van die mees uitdagendste tye om in te leef. En jy moet geloofsvertroue hê as jy hierdie pad wil stap, elke dag, voluit, met 'n glimlag op jou gesig. Draers van hoop. Daar was 'n manier wat Maria hoop versinne beeld het. Vasgevang in 'n hopelose situasie, was sy die groot draer van hoop. En nou baie keer is dit nie wat in die tyd waarin ons leef uitspeel nie. Juis daar waar ek en jy vasgevang is in die mees hopelooste situasies, gebruik die Here ons om die draer van hoop te wees. Moed om die onbekende te omhels. Al wat ons vir mekaar kan sê, wat verseker 'n realiteit is in die lewe waarin ons leef, is onsekerheid. Dat ons nie 'n idee het wat môre gaan gebeur nie. Die wêreld soos ons hom ken en ons vanaand gaan slaap is een. En môreoggend as ons wakker word, lees ons hierdie land het hierdie land ingeval. En die hele wêreld verander. Sekerhede verander. Ons beleef dit tans weer met dieselpryse wat net totaal buite beheer geraak het. Om in daardie omstandighede steeds die situasie te kan omhels, dis 'n gawe. En dis 'n voorbeeld wat ons net vind, onder andere dan by hierdie moeder. Gehoorsaamheid aan God se stem. Ek dink baie van ons kyk terug op ons eie lewenspad en sal sê, toe ek 20 was, toe ek 25 was, toe ek 30 was, ek het geweet, dis die weg wat ek moet gaan. Ek het gekies om 'n ander pad te stap. En as ek terugkyk, is ek regtig jammer. Hoekom het ek dit nie gekies nie? Ek het net nie kans gesien vir wat vir my voorlê op hierdie pad nie. Wetende, dit wat wag, het ek verkies om 'n ander pad te stap. Al het ek in my hart die oortuiging gehad, dis die pad wat die Here wil hê ek moet gaan. Hier het ons 'n vrou, 'n moeder, wat sê, ek stap die pad. Ek is gehoorsaam, ek luister na die Here. 'n tweede faset uit haar lewe, Johannes 19, daardie bekende gedeelte, vrou, daar is u seun, en dan, seun, daar is u moeder. Seker een van die mees traumatiese oomblikke wat enige mens kan beleef. Jy staan daar waar jou seun besig is om te sterf aan 'n kruis, onskuldig. Jy's besig om gevul te word met hierdie hartseer, hierdie smart. Jy sien wat voor jou oë gebeur en dan kyk links van jou. Jy het 'n nuwe seun. Vir 'n jong man om te hoor, kyk langs jou. Jy het 'n nuwe moeder. 'n Nuwe rol wat toegeken word. En van die hartseerste oomblikke wat daar kan wees. Wat leer ons by hierdie moeder? Dit wat ons sien daagliks, dat 'n moeder sal vas staan en bystaan tot die bitter einde.
Daardie getroue teenwoordigheid, steeds in die moeilikste van tye. Kom ons noem dit lydende liefde. Daar is geen lyding wat ooit 'n moeder se liefde sal oprig nie. Daar is geen lyding wat 'n moeder sal laat ophou lief hê nie. Selfs waar dit die eie kind se hande is, wat 'n moeder in so 'n mate fisies aangeraand het, dat daar skade is, breinskade is. Selfs dit het steeds nie haar liefde vir hierdie kind opgehef nie. En dan die aanvaar van 'n nuwe roeping. Dis die moeilikste deel vir my en vir jou. Veral as ons hartseer paaie stap. Dat jy op 'n punt kom wat jy sê, hier's 'n hoofstuk, hier's 'n seisoen wat ek afsluit en hier gaan ek nooit weer nie. Ek gaan nie myself ooit weer blootstel aan dit wat ek hier beleef nie, die seer wat ek hier beleef het nie. En dan sien ons in die lewe van hierdie moeder, aan die voet van die kruis, in die sterwensoomblikke van haar seun, hy wat die Messias is, wat vir haar sê, ek gee aan jou 'n nuwe verhouding, 'n ander seun, ek gee vir jou 'n moeder wat jy onder jou vlerk moet neem. Verbondenheid en sorg kom van God. Die vermoë om te gee, om net meer en meer en meer die vlerke wyer te maak, sien ons so mooi in die natuur. 'n moederhen, vir wie se vlerke daar net nooit op hul rek is nie. Sy sal plek maak, en so het hierdie moeder plek gemaak. Wat kan ons saamvat? Wat kan ons sê is 'n geskenk wat hierdie moeder by die voet van 'n kruis vir ons nagelaat het? Teenwoordigheid en pyn. Maria kon 'n ander keuse gedoen het. Sy sou kon sê, ek weet wat gebeur vandag op Golgotha, en ek gaan nie daar wees nie. Ek wil nie sien hoe my kind onskuldig gekruisig word nie. Ek wil nie sien hoe hy sterf nie. Maar sy het nie. Sy het 'n keuse gemaak om te sê, ek leef in die pyn, ek is teenwoordig in die pyn. As 'n ou by 'n hospitaal kom, ou kom by kinders wat baie siek is, ou kom by kinders wat in die laaste fase van hulle lewe is, wie is klokslag langs daardie bed? Wie is die een wat die hand vashou? Dikwels die moeder. Teenwoordig in die pyn. Liefde wat dra. 'n geestelike familie. Die vermoë wat 'n moeder het om ander te mobiliseer, om in te tree, om te bid, om deel te wees van die dra van my kind in hierdie situasie, in hierdie omstandighede. Dis kosbare geskenke wat ek en jy nie net ontvang nie, maar wat ons eie moet maak, wat ons moet begin leef, en vanuit ons lewens moet inrig. Kom ons kyk vir 'n oomblik na Hanna, 1 Samuel 1 vers 10 tot 11. Ons het saam met Hanna beleef hoe sy 'n seer in haar gedra het oor haar kinderloosheid, maar hoe sy aanhou en aanhou en aanhou smeek het, hoe daar nooit 'n einde gekom het aan haar versigtiging om wel 'n kind te hê nie. Diep geloof, direk gekoppel aan gebed, volhardende gebed. Ek kan my indink dat sy elke keer gesê het, Here, hier's ek weer. En ek gaan nie ophou vra nie. Ek gaan nie ophou vra nie. Volhardend, toegewyd. Maar dan ook 'n stuk selfloosheid
dat sy gesê het, ek het so behoefte om 'n kind te hê, maar sou u hierdie kind vir my gee, sal dit u kind wees. Sal hom groot maak, dat hy in u diens staan. Ek wy hom aan u. Dis nie vir myself nie. Haar integriteit, wat ons ontdek het in haar worstelstryd rondom haar seer. Ek het op 'n stadium 'n pad gestap saam met een van ons moeders in die gemeente, wat vir 'n bepaalde aspek in een van haar kinders se lewens gebid het. Toe ons saam begin stap het, was sy seker al 20 jaar besig met hierdie gebed. En daardie gebed het aangehou vir nog 10 jaar. En toe het dit verander. Toe die Here daardie deur oopgemaak en dit het gebeur. Maar iets hiervan wat ek by haar beleef het, 'n stuk integriteit in daardie gebed, as 'n ou saam met haar gebid het, dat jy haar hart gehoor het, en om te dink hierdie gebed, wat vir my soveel beteken, die paar keer wat ek dit saam met haar gebid het, die Here het dit gehoor vir 30 jaar elke dag, waarskynlik meer as 1 keer 'n dag. Hoeveel van ons moeders is nie op hulle knieë vir my en vir jou, onverpoost, jaar in en jaar uit, met daardie selfde toewyding, selfloosheid. Wat vat ons saam van Hanna? Gebed was die fondasie van haar lewe. Of sy nou kinderloos was of nie, sy het gestaan en geval op haar gebedslewe. En sou sy nooit die kind gehad het nie, sou sy dieselfde gebed gebid het tot die dag van haar sterfdag. Maar sy kon nie funksioneer buite haar verhouding met die Here, buite 'n aktiewe gebedslewe. Hoeveel van ons moeders laat nie vir my en jou daai voorbeeld na? En dis my en jou voorreg, nie net om dit te sien en te beleef nie, maar om dit te begin ons eie maak. Dit self te leef. Volhard in uitdagings. Dit is baie keer waar ons sê, die Here hoor my nie. Waar ons sê, die Here het my vergeet. Waar ons sê, hier's 'n plafon, ek kom nie deur nie. Wat ons nooit by Hanna gehoor het nie. Wat ons ook soms nooit by ons eie moeders hoor nie. Daar's 'n volharding, maar nooit daai stukkie verwyd, daai stukkie vra, Here, maar waar is jy nie? Geestelike nalatenskap. Erken ek en jy dit wat ons eie moeders in ons lewens nagelaat het? Is dit vir ons so belangrik dat ons sê, maar dit moet deel word van my geestelike nalatenskap? Ek gaan nie die geslag wees waar haar nalatenskap ophou nie. Ek gaan seker maak dat dit ook by die volgende geslag 'n lewende werklikheid sal wees. 2 dames, Louise en Eunice, 'n moeder en 'n ouma. En ons sien Paulus is aan die woord as hy sê, ek dink aan jou opregte geloof. En dan kan ek dit nie anders as om dit te koppel aan jou ouma en jou moeder se geloof nie. En ek is van oortuiging, sê hy, dat hulle geloof in jou is. Paulus wat self op 'n stadium kon sê, volg my, omdat ek hom navolg. So oortuig was hy, dat hy slegs die wil van die Here doen, dat hy hom alleen navolg, dat hy ander kon uitnooi om te sê, volg my soos ek hom volg. Hier sê hy, ek het in jou lewe gesien,
Die twee, die ouma en die ma, wat in jou lewe voorgestap het, jy volg hulle. Ek is heilig oortuig daarvan. Wat het hulle voorgeleef? 'n Paar dinge, opregte geloof, getroue oordrag van geloof, geestelike invloed, lewe as getuie. As ek en jy die voorreg gehad het om so 'n moeder te gehad het, dan moet ons begin om te sê, daardie nalatenskap gaan deur my na volgende geslag vloei. Hierdie is een van die belangrikste gedeeltes wat vir ons sê hoe geloof oorgedra word van geslag tot geslag. Ek sal die God wees van Abraham, Isak en Jakob. Hoe kom dit by die derde geslag? Vanaf die eerste geslag. Deur die tweede geslag. En dis dikwels hier waar ek en jy tekort skiet. Ons is die middelskakel. Ons is die ontvangers. Maar die derde geslag wat dit by my en jou moet ontvang dit nie. Omdat ek en jy nie die draer word van die geestelike nalatenskap van ons moeders, ons oumas nie. In ons eie lewens, as ons terugkyk, dan besef ons die groot rol wat hulle vervul het. En vir 'n oomblik moet ons sê, navorsing sê alles hieroor. Navorsing sê wêreldwyd in alle gemeenskappe, die persentasie kan verskil, hier 72 dae, 75, maar die gemiddeld 70 tot 80% van alle geloofsvorming wat 'n kind beleef, kom via die moeder. Soos ek gesê het, ons as vaders het ander gawes en talente van die Here ontvang. Maar as dit kom by geloofsoordrag, is en bly die moeder die primêre draer, 70 tot 80%. Wat gebeur? Daar word 'n voorbeeld gestel. Daar word leiding gegee. Ontwikkeling vind plaas. Kinders word geleer. Die fynste detail. Hoe om te bid. Hoe om 'n Bybel oop te maak. Hoe om te lees. Hoe om die Here te ontdek in sy woord. En dan word daar voorgeleef. Hoe lyk dit as iemand onvoorwaardelik lief is vir die Here? Hoe lyk dit as iemand elke dag 2 of meer keer in gesprek met die Here tree? My opdra aan die Here. My aan sy voete neersit. So hierdie gedeelte waar Paulus dan ook vir Timoteus sê, as ek na jou kyk, wat sien ek? Ek sien jou ouma. Ek sien jou ma. En daar's 'n paar geskenke wat hulle vir jou gegee het. Die eerste is die belangrikheid van 'n nalatenskap in geloof. Ek en jy is primêr geskape om beelddraers te wees van God. Draers van sy lig. En daardie verantwoordelikheid begin heel eerste in die nouste verhoudings wat ons het. In die huis. Dis primêr waar my en jou beelddra gestalte moet vind. Waar ek moet begin om 'n nalatenskap vir die volgende geslag te laat. Verdere geskenk, geloof prakties uitleef. Hierdie ouma en moeder was 'n gedigtespan. En vir hom wat 'n jongeling was dit 'n plek waar hy gesien, beleef, gehoor en ervaar het. Nie net wat geloof is nie, hoe dit lyk, hoe dit geleef word. Oor generasies heen. Ons leef in 'n uitdagende tyd as dit kom by generasies. Ons het so rukkie terug stil gestaan
hoe moeilik dit is om die verskillende generasies in een huishouding te akkommodeer. Maar as dit kom by geloofsoordrag, vat ek my generasie, my nalatenskap, leef dit met egtheid, en vertrou dat my kinders dit in hulle generasie, in hulle idioom, anders sal verwoord, maar dat dieselfde nalatenskap gedra sal word, en dat dit so by my kleinkinders sal uitkom. Opregtheid bo perfeksie. Ek dink dis die ander ding wat ons ook hier raak lees. Om 'n kind van die Here te wees, is juis om in vrede met jou eie gebrokenheid te leef. Om daarmee vrede te maak, en ten spyte daarvan, die beste wat ek vir die Here kan gee, te gee. En dat ek nie groot gemaak word met die strewe na perfeksie, en dat slegs die vlekkelose goed genoeg vir die Here is nie. Want dis ver verwyderd van die waarheid. Die Here gebruik mense soos ek en jy, gewone mense, met ons gebrokenheid, maar deur ons maak hy 'n verskil. As ons vanoggend wil sê, ons het geskenke ontvang, dan is dit van, ja, 'n moeder, 'n ouma, 'n geestelike moeder. Baie van ons in die tyd waarin ons leef, word groot in huise wat nie my ma of my ouma in teenwoordigheid het nie. Maar as ons dan terugkyk, sê ons, maar sy was my moeder. Sy was my ouma, die een wat ek nooit gehaat het nie. Sy was my geestelike vriendin, as ek terugkyk, wat alles vir my gebied het, wat 'n moeder vir my ooit kon bied. So kom ons besin vanoggend vir 'n paar oomblikke. Kom ons dink na jou eie moeder. As daar nie 'n eie moederfiguur is wat sterk in jou lewe funksioneer het nie, was daar 'n geestelike moeder, 'n ander moeder, 'n ouma, wat die Here in jou lewe geplaas het, waardeur sy geskenke, wat ons met mekaar gedeel het, uit hierdie 4 vroue se lewe, deel geword het. Kom ons sê vir hom dankie. Maar kom ons vra ook, watter van daardie geskenke het ek en jy al deel gemaak van ons lewe? Om te leef in 'n nalatenskap vir die volgende geslag en die geslag daarna. Selfs gewoon in vriendskappe. Ek kan dit wat ek hier ontvang het, kan ek deel in die lewe van 'n vriend of 'n vriendin, wat nie daardie huishouding gehad het, nie na die geestelike vormingsjare gehad het nie. Maar ek kan in daardie gaping kom staan, en ek kan vir hulle dit bied. Watter van dit wil ek vanoggend sê, Here, ek gaan dit begin leef. Die nood is om ons. Die vraag is, wat doen ons? En baie van die nood wat ons het, kan net aangespreek word deur dit wat 'n moeder kan bring. En as daar nie 'n moeder is nie, as dit net ek en jy as manne is in daardie situasie, kan ons met die genade van die Here instaan om hierdie fasette te bring. As ons dink aan die townships, aan die rol wat oumas daar vervul, waar daar gewoonlik geen ouers, geen moeders beskikbaar is nie, geen formele huis beskikbaar is nie, waar oumas absoluut die hele rol van daardie stuk samelewing oorneem.
En dit wat die Here vir hulle gegee het, gaan leef in hierdie kinders se lewens. As ons sê Moedersdag is 'n dag wat ons moeders vier, dan sê ons vier rolmodelle wat die Here met 'n spesifieke doel in hierdie wêreld geplaas het. Sodat die God van Abraham, Isak en Jakob steeds van geslag tot geslag gedra sal word, geleef sal word, gebid sal word. Dis die uitdaging vanoggend. Ons kan vier wat ons ontvang het, maar ons moet ons self die vraag afvra, het ek dit my eie gemaak en leef ek dit? Want die oomblik as ek dit begin doen, is daar reeds 'n volgende geslag wat besig is om in die hier en nou daardie geskenke wat God bestem het hierdie wêreld moet kry deur moederskap, deur vroue. Dan dra ek dit reeds. Dis 'n genade. Dis 'n voorreg. Dis 'n wonderlike roeping. Amen. Here, vandag kom ons loof U vir moeders, vir vroue, vir geestelike moeders, en hulle nalatenskap, Here, in ons lewens, in ons samelewing. Vanoggend, Here, kan ons nie anders as om te sê, Maria se nederige geloof spreek ons aan nie. Ons wil ook sê, Here, ons wil U dienaars en U dienaresse wees. Laat U wil vir ons lewens geskied. Ons is bereid om daardie pad te stap, soos sy dit gestap het. Here, ons sê dankie vir Hanna. Ons sien haar trane, Here, ons sien haar volharding in gebed. En Here, dat sy aangehou het. 'n seun gebaar het, Here. Een van die grootste profete. Een van die belangrikste leiers wat Israel ooit gehad het. Here, ons dankie vir Timoteus. Maar ons weet, Here, sy nalatenskap sou nie daar gewees het as dit nie vir ouma en ma was nie. Louise Eunice, met 'n opregte geloof, Here. Geloof wat oor generasies heen gestrek het. Vanoggend kan ons maar net sê, dankie Here, vir elke moeder, ook in ons geloofshuis wil gespreid. Vir elke vrou, Here, wat ook hierdie moederlike karaktertrekke van U ontvang het. Hulle wat in ons gemeente, Here, besig is om 'n nalatenskap te vorm vir die geslagte wat kom. Dankie vir hulle moed, hulle geloof, Here, hulle voorbeeld. Here, wil U ons seën as 'n geloofshuishouding. Wil U ons seën, Here, wat hierdie geskenke ontvang het, met insig en wysheid wat net van U kom, oor hoe ons dit lewend kan maak in ons eie lewe. Doelgerig, Here, om deel te vorm van 'n nalatenskap, hoe die God van Abraham, Isak en Jakob, ook ons geslagte wat kom, Here, daar werklikheid sal wees. Ons eer U, Here, as die bron van alle liefde. Ons eer U, Here, vir ons moeders wat selflose liefde en toewyding in ons lewens leef. Ons gebed en smeking is, mag ons hulle navolg, Here. Mag ons soos hulle wees. Ons vra dit in U naam.